Baie welkom by hierdie week se meditasie. Ek wil jou uitnooi om saam met my na te dink oor verlede naweek, oor Paasfees. In my eie nadenke het ek twee goed my eintlik diep geraak. Die vraag, wie was die eerste getuies van die leë graf? Wie was die eerste getuies van die leë graf? Ek het tot die konklusie gekom, die eerste getuies van die leë graf was die wagte. En hulle het aan die fariseërs, aan die kerkleiers van destyds, gaan vertel wat gebeur het. En ek dink die Matteus weergawe word daar gepraat van 'n aardbewing, en dis hoe die klip weggerol is en 'n engel wat dan verskyn, en dan wat die wagte hulle boegelam skrik, en dan bewusteloos raak, en dan op die ou ende die getuies word van die leë graf. En dan uit daardie getuienis besluit die kerkleierskap saam met die wagte dat hulle fake news gaan versprei rondom Jesus. Die ding wat my opval is, hulle is getuies van die leë graf. Die disippels word getuies nie in die eerste plek van die leë graf nie. Hulle word getuies van die opgestaande Here. Dit is die opgestaande Here wat aan hulle verskyn. En die tweede saak wat vir my diep geraak het, was, ek wil dit lees, dis uit Johannes 20 uit, die verhaal van Maria, en hoe haar oë vir Jesus oopgegaan het. En ek wil dit graag vir jou lees. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waaroor huil jy? Dis nou Maria wat huil by die graf. En dan antwoord die engele vir haar, omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Daar's geen verwagting by Maria, dat Jesus opgestaan het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus staan by haar, en sy weet nie dat dit hy is nie. Jesus vra toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dis die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. En nou hierdie woorde, wat my so diep geraak het. Jesus het vir Maria gesê, die opgestane Christus, Maria. En dis wanneer die opgestane Christus aan Maria sê, vir Maria sê, Maria, dan gaan haar oë oop. En sy ontmoet die lewende opgestane Christus. Vriende, die werklikheid van Paasfees breek vir my en jou deur, wanneer ons ervaar dat die opgestane Christus vir my en jou sê, Gys, Tia, Skalk, Mariana, Gert, Rassie, Elisabeth. Vriende, dit is die Paasfees se betekenis, lê nie in die eerste plek in 'n leë graf nie. Dit lê in die werklikheid van die opgestane Christus, wat deur sy Gees nou hier by jou en my is, en ons naam roep. En dit is vanuit die ontmoeting met die lewende opgestane Christus, dat Paasfees vir ons sy werklike betekenis kry. En Paasfees is God se groot uitnodiging
in en deur Jesus, om ons aardse lewe saam met hierdie Jesus te lewe.